Dag sê en baie welkom vandag weer by jou dagstukkie van Lewe Lig, dag 267. Jesaja 6 vers 8. Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek, stuur my. God gebruik altyd gewone mense om buitengewone dinge te doen. Dit gaan oor God wat deur ons die wêreld wil verstom. Ontdek wat jy kan wees. Het jy al ooit probeer om met 'n graaf 'n gat te grawe sonder om dit vas te hou? Dit klink belaglik, nee. 'n Graaf staan doodstil in die hoek van die garage totdat iemand dit optel. So werk dit ook met ons. Net so min soos 'n graaf homself kan gebruik, net so min kan ek en jy iets van ewigheidswaarde doen as ons nie in God se hand is nie. Jy sien, vir God is beskikbaarheid belangriker as bekwaamheid. Ons is geneig om te dink God soek die talentvolste, die slimste, die mees begaafdes ensovoorts. Maar die Bybel wys ons keer op keer, God kies wie beskikbaar is. Dink aan 'n Moses wat nie eens reg kon praat nie, of aan Maria, 'n jong meisie in 'n dorpie sonder aansien. Hulle het eenvoudig gesê: Hier is ek. Dis nie dat hulle spesiale superkragte gehad het of besondere spesiale mense was nie. Inteendeel, almal wat in krag deur God gebruik is, was maar net gewone mense vol foute. Die verskil was dat hulle in die God geglo het wat in sy krag deur hulle iets wou doen wat hulle nie op hulle eie kon doen nie. Baie van ons is bang dat God ons na baie ver land gaan stuur waar ons baie swaar gaan kry, dat hy vir ons iets sal gee om te doen wat baie moeilik is. Beskikbaarheid beteken om elke dag in elke situasie in afhanklikheid van en in verhouding met God te leef. Hy wil jou vernoot en lewensadviseur wees. Hy is altyd by jou, hy ken jou, hy het wonderlike drome en planne vir jou, maar bo alles wil hy jou gelukkig sien. Maar dan moet ons onsself tot sy beskikking stel. Daar is baie mense met gawes en talente wat nooit werklik sinvol tot hul reg gekom het nie. Waarom? Want hulle het vasgeval in daardie klein kindertjie syndroom van ek kan self. As gevolg van wat hulle gemaak glo is, kan hulle eenvoudig nie glo dat die groot tuinier 'n wonderlike plan vir hul lewens het nie. 'n Blink en skoon graaf is 'n teken dat die graaf nie gebruik word vir dit waarvoor 'n graaf gemaak is nie. God wil ons soms in die diep grond indruk om die akkers voor te berei, waarin baie ander mense gaan groei en gedei. Dalk sê jy, ek is nie goed genoeg nie, of ek het te veel gemors in my verlede. Luister mooi. God se roeping is nie gebaseer op jou verlede nie, maar op sy plan vir jou toekoms. En jy hoef nie eers die pad vorentoe te ken nie. Jy moet net beskikbaar wees vir vandag. Die Heilige Gees is nie 'n bykomstigheid vir wanneer ons voel ons het 'n bietjie ekstra krag nodig nie. Hy is die krag. Hy is die hand wat jou vasgryp, wat jou rig, wat jou gebruik. Sonder hom is ek en jy net mooi niks meer as 'n graaf op 'n raak nie. Maar plaas jou hele menswees in sy hand en word verstom. Jy is geseën met unieke en spesiale gawes en talente om op 'n unieke manier die verskil te maak wat net jy kan maak. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit so moeilik vir ons om te glo
dat ons 'n regtige verskil kan maak. Wat kan ons doen om onsself meer tot beskikking van God te stel? Hoe gaan jy vandag begin om jouself in God se hand en tot sy beskikking te stel? Here, hier is ek. Ek weet nie altyd hoe ek myself tot u beskikking moet stel nie, maar ek meld aan vir diens. Gebruik my soos u wil. Laat u Gees my lei in wat u wil is vir my lewe. Amen. Gaan wees die verskil wat God deur jou wil maak. Liefde groete, Sjaal Botha. Om elke dag jou lewendig dagstukkie per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer per WhatsApp asseblief vir ons te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewendig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewendig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.